Welkom terug by die groot ontbyt. Die jaar is nou amper verby, mense. Ek wag nou net dat Bonnie M in die winkels begin speel. Dis nou 'n goeie tyd om te gesels oor jou finansies en om dit te hersien. Ja, Frikkie van Loggenberg, die hoofuitvoerende beampte van IFSA, kuier vanmôre hier by ons meer te vertel oor hoe belangrik dit is om weer nou nie die laaste stukkie van die jaar na jou beleggingsportefeulje te kyk. Môre, Frikkie. Môre, Pierre, môre, Jen, hoe gaan dit met julle vanmôre? Baie goed, dankie. Baie goed. Ek moet vir jou sê, ek is bietjie geskok deur van die kommoditeitspryse wat ek sien in die nuus vanmôre. Geskok nie, maar verbaas is die woord. Aan die einde van die jaar, Frikkie, met veranderinge nou wat, soos hulle sê, dinge het nog nooit so vinnig verander soos nou nie, aan die gang is. Waarom is dit belangrik om te gesels oor mense finansiële welvaart einde van die jaar? Pierre, as jy nou presies op daai punt wat jy nou noem oor die kommoditeitspryse, die goudprys vir die hoogste is wat dit nog ooit was. Gaan kyk na ons plaaslike beurs, is ook die hoogste wat dit nog ooit was. Gaan kyk na die rand wat versterk het, dis net oor die R17 teenoor die dollar, dis baie sterker, dis baie naby aan 5 jaar terug se handel teenoor die dollar. As jy gaan kyk die internasionale beurse, die Nasdaq, die S&P 500, gaan kyk hoe hoog is daai spesifieke beurse. Nou moet jy nou gaan staan en sien, die wêreld is bietjie de mekaar. Uit 'n ekonomiese oogpunt, uit die ekonomiese syfers en ekonomiese data wat 'n mens kry, praat nie heeltemal tot hierdie verskriklike hoë finansiële omgewing nie. So, as dit so naby aan die hoogtepunt is in my opinie, ek is nie negatief nie, maar ek dink mense moet ook realisties wees dat dit alles nie altyd so goed kan gaan nie. So dit sal 'n baie goeie tyd wees om holisties te gaan kyk na jou persoonlike finansiële posisie en waar pas al hierdie wonderlike hoë pryse nou mooi by jou planne in. Jy noem gereeld dat holistiese finansiële beplanning baie belangrik is. Hoekom is dit van so kardinaal belang? Jane, as jy gaan kyk wat holistiese beplanning eintlik nou is 'n vooraftrede beplanning. Jy moet gaan beplan te sien waar jy heidaglik nou is en waartoe werk jy vir aftrede. As jy op aftrede staan of na aftrede beplanning is, moet jy gaan kyk hoe lyk jou situasie, wat is jou inkomstebehoefte, wat is jou kapitaal, hoe lyk jou profiele, wat jy moet daar doen. Dan het jy natuurlik jou boedel en jou testamentêre beplanning wat in diepte kyk is van hoe lyk jou finansiële posisie nou en dan ook jy kan dit projekteer oor die volgende paar jaar. Sit dan die belastingbeplanning daar saam want elke kwessie het 'n belastingssituasie. Nou as jy daai in diepte beplanning begin doen, nou kan jy begin sien waar jy as persoon jou eie persoonlike finansies alles mooi bymekaar insit. Nou vat jy die makro-ekonomiese of die makro-finansiële inligting soos wat ons nou net gesê het en jy skep nou 'n sekere prentjie. Nou jy het 'n paar spesialiste of 'n paar kenners nodig om vir jou hierdie prentjie te kan skets en te interpreteer, maar as jy dit het, dan gee dit jou 'n goeie kans om soveel as moontlik risiko's wat jy kan identifiseer te probeer aanspreek of te mitigeer, nie vir my nie, maar aan te spreek en dan ook as jy na die holistiese benadering kyk, dan gaan dit jou die beste kans moontlik gee om by jou finansiële doelwitte uit te kom. Interessant, jy sê jy kan nie risiko vermy nie. Daar's altyd 'n risiko wees. Dis hoekom mense beleggingskeld maak, want daar is altyd risiko betrokke. Korrek. Maar nou is die kwessie is, hoe weet ek? Hoe weet ek myself waar om my goed te belê en hoe loop my beleggings? En hier's ook iemand wat dieselfde vraag vra. Een van ons kykers, Daniel van George af. Hy vra hoe gaan ek weet dat my adviseur al my finansiële behoeftes dek? Al hierdie goed wat jy nou genoem het. Hoe weet ons dat ons finansiële adviseurs dit weet? So, Pierre, vir my 'n goeie kwaliteit finansiële beplanner weet hoe om hierdie dinge bymekaar te sit. Dit is ek sal nie sê industrie standaard nie, maar dit is 'n hoë standaard wat ons industrie moet na toe hou. Nou, daar's 3 spesifieke punte. Jy moet analise doen, in diepte analise van 'n persoon se finansiële behoeftes en sy finansiële posisie waar hy heidaglik is. Dan moet jy 'n verslag doen. Jy moet 'n geskrewe plan vir die kliënt kan uitlê om te sê hierdie is jou posisie, hierdie is waar ons sien waar daar risiko's of moontlike leemthede is, hierdie is die oplossings wat ons voorstel en dan dit te help implementeer en oor te dra op 'n manier dat die mense dit 100% verstaan. En dan die derde punt is dit moet hersien word as daar 'n lewensverandering is en as daar nie 'n lewensverandering is nie, ten minste 1 keer 'n jaar hierdie oefening deurgaan om seker te maak jy kan al daai boksies tik. Jy noem nou die hersien, maar wat is die kostes daaraan verbonde om te hersien of holisties te kyk na jou finansiële beplanning? Ja, niemand hoor van om 'n ekstra geldjie te moes in so 'n geval nie, né? So 6 of 7 snytjies melktert. Dis so
Nee, ek het in die week het een van my skoolpelle vir my gesê, hoorie so my vriend, ek dink jy moet begin werk vir water. So in die industrie, jy kry 2 tipes praktyke. Jy kry 'n fooi gebaseerde praktyk wat jou fooie gaan vra vir dit en jy kry 'n kommissie gedrewe omgewing, maar ons glo jy moet eers die werk doen. Jy moet eers die planne bymekaar maak en ons vra nie geld daarvoor nie. En as daar implementering is dan natuurlik is daar nou kommissies en bestuursfooie en daai tipe van ding wat baie mooi uiteengesit word volgens regulasie, maar daar's dus nie 'n aanvanklike koste om die werk vir 'n persoon te doen nie. Sjoe, hierdie koste van 'n holistiese beplanning. Jy sê holistiese beplanning kan daai onnodige kostes beperk, né? Maar rand en sent voorbeelde, praktiese voorbeeld, of ek betaal iemand nou 'n fooi vir 'n konsultasie, maar wat is die kommissie rand en sent voorbeeld? So laat ek dit terugbring. As ons nou kyk na holistiese beplanning wat jy nou moet doen, beplanning is jou fondasie, dis jou fondament, dis jou hoeksteen van jou finansiële stelsel. Net soos geloof vir my 'n baie groot hoeksteen van jou die lewe moet wees. Jy moet hierdie dinge kan beplan of hierdie dinge kan implementeer terwyl jy nog ietsie kan doen daaraan. So met ander woorde, jy het 'n keuse. Dis nie dat jy tot sterwe kom of jy is nou op aftrede of jy is nou in die moeilikheid nie. Jy moet iets doen aan jou omgewing terwyl jy dit nog basies kan doen. En dis waar hy koste aspek inkom. So die kommissie gedeelte word gereguleer, so jy het 'n persentasie wat jy as 'n bestuursfooi vir ons betaal as ons nou jou beleggings basies nou sal bestuur, maar daar's nie 'n fisiese rand en sent koste 'n faktuur wat na jou toe gaan wat na jou toe gestuur word nie. Maar waar die grootste kostebesparing inkom met hierdie holistiese beplanning is as ek vir jou gaan wys wat die afgelope jaar of 2 by een van die kliënte wat ek laasweek by was, wat baie konservatief geld net in die bank belê het. Daai persoon het 40% van sy opbrengs aan belasting toegestaan. Nou jy kon dit keer. So dis een fase van spaar wat jy nou 'n koste uiteindelik spaar. Die volgende punt wat jy nou kan kyk is iemand wat 'n besigheid nou al baie suksesvol bestuur vir die afgelope 20 jaar. Nou daai besigheid is nou miljoene rande werd en as hy nou tot sterwe kom om daai besigheid nou oor te skakel na sy kinders toe of vir sy kinders te gee, het 'n enorme belastingimplikasie. Die fisiese sommetjie, dis amper 5 miljoen rand om 'n hierdie kolossale bate oor te dra en jy kyk nie net na die fisiese oordrag of die koste van die oordragte nie, jy praat van die belastingimplikasie, die boedelbelasting, jy praat van die kapitale wins element. So dis klomp dinge as jy al daai kostes in berekening bring en jy kan iets daaraan doen, dan moet jy dit nou aan doen en dis waar die holistiese benadering vandaan kom. Jy moet na die wiskunde kyk. Frikkie, is dit ook hoekom holistiese finansiële beplanning nodig is as ek ernstig is oor my finansies? O, definitief, want dit is 'n ernstige scenario. Jou finansies maak so groot deel uit van jou lewe en ongelukkig niemand wil dit erken nie, maar mense is afhanklik van geld. As jy nie kapitaal het nie, kan jy nie aftree nie. As jy nie maandelikse inkomste het nie, kan jy jou rekeninge betaal nie. So jy moet seker maak dat wat in jou beheer is, wat in jou onmiddellike omgewing in beheer is, dat jy soveel as moontlik stappe neem, beplanning doen om seker te maak dat jy beheer kan vat oor jou finansiële posisie en al is dit nie die beste uitkyk vorentoe nie. Jy weet ten minste waar jy is en jy kan iets daaraan doen. En dis die ernstige saak. Dis 'n baie ernstige saak. Frikkie, as mense nou gebou van wat hulle hoor en hulle wil kontak maak met jou, gemens gaan nie nou 20 minute met jou kan gesels nie, want jy kan nie almal help met inslag nie. Hoekom dan nie? Hoekom dan nie? Jy het 'n netwerk van onafhanklike geakkrediteerde finansiële adviseurs. Wat maak hierdie netwerk dan nou anders as ander netwerke? Pierre, wat ons ek dink dit gaan fisies oor ons benadering, waar ons 'n baie persoonlike benadering probeer betree en handhaaf, waar ons persoonlike kontak wil maak. Ons wil regtig verstaan wat in jou omgewing aangaan en ons wil al die ervaring en die skills soos wat hulle sê wil ons bring en ons wil vir 'n persoon die beste moontlike oplossings of beplanning kan doen. Maak nie saak of jy 'n klein baat 'n boedel het of 'n klein belegging het nie of hoe ook al nie, daar is 'n spasie in daai spektrum. Ek hoef nie skaam te voel oor my klein boedeltjie as ek nie hulle toe kom. Daar is nie so iets nie. Geld is geld, jy het hard gewerk en dit moet na gekyk word. Maak nie saak hoe die situasie is nie. So dis daai persoonlike effek en ons is meer diensgeoriënteerd uit 'n beplanningsoogpunt uit. Ons wil die beplanning doen en ons is nie produkgejaag nie. So die produkte kom later saam. Dis die persoonlike
gevoel wat ons vir mense moet kry en natuurlik die gemoedsrus wat daarmee saamkom om te weet dat die mense wat agterbly of die mense wat saam met my werk is iemand wat ek kan vertrou en mooi na my mense sal kyk. Dis wat 'n mens wil hê. Baie dankie vir jou tyd en moeite vanmôre, Frikkie. Dankie vir julle. Nou ja, daar sy Frikkie van Logrenberg, die hoofuitvoerende beampte van IFSA. As jy enigstens direk met IFSA wil gesels, SMS die woord kontak na 48422. Kontak 48422. SMS kos R1.50, PS&V's geld. IFSA is 'n gemagtigde finansiële dienste verskaffer met die FSP nommer 4337.